Ons wonderlike Vader, dankie dat dit die belydenis van ons harte kan wees dat ons wil klein word voor U in erkenning van die grootheid, van die almag, van die heerlikheid en in kleine nederigheid wil ons aan U al die lof en die eer toebring, want U is waardig om dit alles te ontvang. En Vader, Jahwe, ons gebed is wanneer ons vanmôre so saamkom, dat U en U alleen in ons midde verheerlik sal word, dat U naam groot gemaak sal word. Dankie dat ons dit alles mag bid, in Yeshua se naam alleen. Amen. Johannes hoofstuk 12, vir ons teksgedeelte. Johannes hoofstuk 12. Die tema van vanmôre se boodskap is lewe in Jahwe se goedheid. Lewe in Jahwe se goedheid. Nou voor julle nou lees, wil ek gou julle moet eers opkyk. As ek sê lewe in Jahwe se goedheid, wat kom eerste? Laurens, wat kom eerste by jou op? Wat is elkeen van ons se eerste gedagte as ons daaraan dink? Lewe in Jahwe se goedheid. Wanneer ons praat van lewe in Jahwe se goedheid, dan trap ons dikwels maklik in die struik soos die, kom ons noem dit oppervlakkige godsdiens, die prosperity gospel, waar ons verwag dat Jahwe se goedheid moet beteken dat dit vir my net tot voordeel en tot gemak moet wees. En hou dit nou in die agterkoppe vir wat ons nou gaan hanteer. Ons lees daar vanaf vers 12. Johannes 12 vers 12. Die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Yeshua na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan hom tegemoet en geroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van Jahwe, die koning van Israel. En Yeshua het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe is, moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk jou koning kom, en hy sit op 'n vel van 'n esel. Dit het sy disippels egter eers nie verstaan nie. Maar nadat Yeshua verheerlik is, toe is dit hulle bygeval dat hierdie dinge van hom geskrywe was en dat hulle dit aan hom gedoen het. En die skare wat by hom was, toe hy Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dode opgewek het, het daarvan getuig. Daarom het die skare hom ook tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het dat hy hierdie tekens gedoen het. En die Fariseërs het vir mekaar gesê, sien julle dat julle niks vorder nie, kyk die hele wêreld loop agter hom aan. Tot sover lees ons saam. Geliefdes, net gou die agtergrond. Wat maak Lazarus, eerstens kom ons begin, hy verwys na Lazarus. Wat maak Lazarus se opstanding? Het daar mense in die Ou Testament uit die doodheid opgestaan? Was daar voorbeelde van persone uit die doodheid opgestaan? Ja. Julle kan onthou, wanneer daardie man in die graf gegooi word van Elisa, hy raak aan die bene van Elisa en hy staan onmiddellik op. Ons sien dat Yeshua, Talita Kumi, dogtertjie staan op. Ons sien hierdie wonderwerke. Wat maak Lazarus se opstanding totaal anders as al die ander opstandings? Lazarus was hoe lank al dood? 4 dae. 4 dae dood. So, daar was geen getuienis dat, julle kan onthou, wat sê Martha en Maria, meester, hy ruik al. Daar was geen manier dat 'n mens daaruit kon opstaan dat hy dalk in 'n beswyming was of wat ook al, daar 'n aantuiging kon gewees het dat Lazarus nie uit die dood uit opgestaan. Dit was hierdie geweldige getuienis in so 'n mate dat dit versprei het oor die hele Judea. Nou lees ons dat net voor dit, hou nou vas, ons is in die laaste week. Die laaste week voor Yeshua se kruisiging. Yeshua gaan na Martha en Maria en Lazarus toe en hy eet daar by hulle en waarskynlik slaap hy ook daar. Wat gebeur daai moment? Daar is 'n skare wat kom na Betanië. Betanië is net so eentjie van Jerusalem af. En hulle kom na hierdie huis van Lazarus toe, want hulle wil Lazarus sien. Hulle wil daar, julle kan onthou, soos daardie verlamde man wat Yeshua gesond gemaak het, wat almal na daai verlamde man toe kom en sê, maar het hy jou gesond gemaak? So is dit met Lazarus, want daai woorde gaan uit, Lazarus was dood, 4 dae dood en hy het lewend geword. En hierdie is belangrik, julle, daai skare kom om hom te kom sien. En ons lees gou daar in hoofstuk 12 vers 6, en dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, dis daai geleentheid, wanneer Yeshua dan gesalf word met daai
duur salf. Daai salf was 'n jaar se inkomste van 'n gewone werker gewees. En dan breek sy daai salf en sy giet al daai salf op Yeshua uit met die oog op sy sterfte. En Judas sê vir hom, maar hoekom is daai salf nie eerder verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Maar hy het dit nie gesê omdat hy bekommerd was oor die armes nie. Hoekom het hy dit gesê? Want hy het die beers gedraai en hy het gesteel van die beers. En is daai moment, hoor nou mooi wat sê daar in vers 6. Waarom is hierdie salf nie 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy die dief was en die beers gehaat het en die bydraes geneem het. Toe sê Yeshua, laat daar staan, sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis, want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd. En 'n groot menigte uit die Judeërs het verneem dat hy daar was, en hulle het gekom nie alleen ter wille van Yeshua nie, maar ook om Lazarus te sien wat hy uit die dode opgewek het. Goed, hier is die laaste week. Van Betanië af gaan hy in Jerusalem in, waar die skare, ons het nou net gelees, hy ry op 'n esel, Sagaria 9 vers 9, 'n vul van 'n esel, en die skare kom om te goed, maar bly gou vir my 'n oomblik by my. Ons kry hierdie skare in Betanië. Hoekom is die skare daar? Om Yeshua te sien, maar wie nog? Vir Lazarus, wat uit die dood uit opgestaan. En hierdie skare is juist die skare wat saam met hom sal afgaan na Jerusalem toe. En wanneer hulle dan sal daai palmtakke vat en neergooi op die straat en hulle klere neerlê. En hierdie skare is in afwagting. En nou die woorde wat ons almal goed ken, wat sê hulle? Hosanna vir die seun van Dawid. Hosanna vir hom wat kom in die naam van Jahwe. Geseënd is hy wat kom in die naam van Jahwe. Hoekom sê hulle Hosanna vir die seun van Dawid? Hoekom is die belangrike verwysing na die seun van Dawid? Die koning, Esegiel 37, Jeremia 11, wat gaan sit op die troon van koning Dawid. En daai hele skare, soos hulle dan nou inkom, kry hulle die volgende skare tegemoet. Die skare wat uit Jerusalem uitkom, die skare wat hoor dat hy kom. En daar's hierdie opgewondenheid, en onthou nou, ons is in die laaste week voor sy sterfte. En dis in daai laaste week wat Yeshua op hierdie esel klim, hy ry Jerusalem in Hosanna vir die seun van Dawid. Hosanna vir hom wat kom in die naam van Jahwe. Hy gaan koning word, hy gaan al hierdie dinge gaan gebeur. Want die volk wag om hom koning te maak. Nou wil ek vir 'n oomblik stil staan daar en sê, Hosanna vir die seun van Dawid. Hosanna vir die seun van die mens. Daar al die temas uit die Ou Testament uit wat profeteer van sy heerskappy. Nou wat belangrik is, op daai stadium, wanneer die volk daarna kyk, dan dink hulle terug aan alles wat gebeur het, aan die wonderlike, kom ons vra dit gou, wou hulle Yeshua vroeër koning maak? Daar's twee geleenthede. Julle kan onthou toe die brood vermeerder het, hulle sien die teken. Wat wil hulle wil hom koning maak en Yeshua gaan uit weg. Op twee geleenthede wil die volk hom koning maak. Op hierdie geleentheid is dit juis daar waar hulle opgewonde Hosanna vir die seun van Dawid. Nou kom vryheid, nou kom ons oorwinning, ons gaan die Romeine oorwin. Alles wat daarmee saamgaan is hier ter sprake. Dink gou prakties. Heel waarskynlik, en dis net 'n versinsel, maar waarskynlik wanneer hierdie dinge gebeur, is dit al die selote wat dink aan, of nie net die selote nie, die volk wat dink aan Jesaja 11. Jesaja 11, ons gaan die banier van Israel weer verhef. Ons gaan die teken van Israel verhef. Hier kom die vryheid. Die ding maar aan Jesaja 11 se profesie van vrede, van rus, van oorvloed. Esegiel 36, Esegiel 37, Jesaja 65. Die vrede, die genade, die oorwinning, die oorvloed wat gaan plaasvind. En waarskynlik het jy al die selote gekry wat gesê het, hoorie manne, ons moet wapens bymekaar maak. Hier's die koning, ons moet hom volg. Ons gaan nou die Romeine oorweldig en ons gaan oorwin. En wanneer die volk en onthou, as ons praat van 'n groot skare, julle praat ons nie van 10 of 20 nie. Ons sien die skare in Betanië, ons sien die skare in Jerusalem. Ons praat van enorme skare. Wat sou binne 'n week, 5 dae later gebeur? Die kruisiging. Maar as hy opgewondenheid, bly nou gou vir 'n oombliekie by my. As die volk daar gekom het en hulle wil Yeshua koning maak. Stefan, hoor graad vraag. As hulle Yeshua daar koning gemaak het, wat was die gevolg vir jou en vir my? As Yeshua daar gesê, dis reg, maak my koning, kom ons vernietig die Romeine. Wat was die implikasie vir jou en vir my? Wat help Yeshua se regering as hy nie ons sondes versoen het nie? Want dan is ons onder ewige oordeel.
As Yeshua daardie troon bestyg het en sê, ek regeer in majesteit, waar laat dit jou en my? Verlore en vernietig. En daarom moes hy 5 dae later deur hulle aangekla word, moes hy gespot, gehoon, gespoeg, geslaan, deurboor, gekruisig word, want anders ter wille van jou en my. En daarom is ons tema, lewe in Jahwe se goedheid, maar Jahwe se goedheid beteken nie goedheid vir jou vlees nie. Want wat het met Yeshua se vlees gebeur? Dit is vernietig. Maar as dit nie gebeur het nie, was daar vir jou en vir my, was daar geen, en sodat dit kon plaasvind, sodat hy later, wanneer hy daar saam met die Emmausgangers wandel, kan julle onthou, en hy wandel met die Emmausgangers, en hulle sê, ons was so opgewonde, en al hierdie dinge, en skielik, toe maak hulle hom dood. Ons het hierdie verwagtinge gehad van profesie op profesie op profesie wat gaan in vervulling tree, en ons het hierdie opgewondenheid gehad, want hier kom hy en hy sê die woord, en hy sê ek is die seun van die mens, van Daniël 7, ek is die vervulling, ek is die een van elkeen, en hy haal hy tekste aan, dink maar daar waar hy voor hulle staan, Jesaja 62, Jesaja 60, waar hy lees, die boekrol oopmaak en hy lees, hierdie woorde is vandag in julle ore vervul, en hulle lees al die wonderlike profesieë, en Yeshua sê, hier is dit nou, hier is die werklikheid. En dan die volgende oomblik sê die Emmausgangers, maar nou is het al 3 dae wat hy dood is. Ons het gedink, hy maak ander lewendig, ons het gedink hy kan van die vloekpaal afklim, ons het gedink hy gaan net in 'n oomblik 'n opdrag gee en hy gaan oorwin, maar nou is hy al 3 dae dood, dis verby. En dan is dit Yeshua wat homself aan hulle openbaar, en al dis wat geprofeteer is, vir hulle uitlei en sê, dis van my op toepassing. En nou wat belangrik is, in die klimaks, die koninkryk van die hemele, word juis so geopenbaar. 'n lewe in die goedheid van Jahwe. Okay, maar nou dalk moet ek net eers verder gaan. As Yeshua sterf, wat beteken dit vir ons? Bly nou by my voor, sonder die skuldvergifnis, sonder alles wat volmaak is. Kom ons sit dit een kant. Connie, wat beteken dit dat Yeshua moes gesterf het in werklikheid vir jou en vir my as voorbeeld? As voorbeeld, dat ek en jy ook moet sterf. Want dis die implikasie. As ons praat van die goedheid van Jahwe, is die goedheid van Jahwe nie daarin dat ek en jy in ons vlees verhef word nie, maar dat ons wat doen? Dat ons sterf in ons vlees. Want vlees en bloed kan die koninkryk van Jahwe nie beerwe nie. Eie ek en selfsug en eie waan en ek kan die koninkryk van Jahwe nie beerwe nie. En daarom is die karakter van die koninkryk nie die verheffing van die vlees nie, soos die volk daar staan en sê, kom ons salf hom as koning, kom ons oorwin die Romeine nie. Die koninkryk van die hemele word geopenbaar binne in julle deur die aflê van my lewe. 5 dae later is dit Yeshua wat aan die vloekpaal sy asem uitblaas en sterf. Maar hoor wat sê hy nou, blaai gou lees daar by Johannes 12 verder, vers 20. En daar was sommige van die Grieke onder die wat opgekom het om in die fees te aanbid. En hulle het na Filippus gegaan van Betsaida in Galilea was, en hom gevra en gesê, maar Heer, ons wil Yeshua graag sien. Sien julle daai ons wil hom sien, ons wil Lazarus sien, ons wil hierdie oorwinning sien. Maar Yeshua antwoord hulle en sê, vers 22, Filippus kom en sê dit vir Andreas, en Andreas en Filippus vertel dit weer aan Yeshua, maar Yeshua antwoord hulle en sê, die uur het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Onthou daai tema, dis nie nou vanmôre se boodskap nie, maar die hele sterfte en die opstanding van Yeshua is sy verheerliking, sy openbaring. Ons het al in die verlede gesê, die woord verheerliking is dieselfde woord wat van openbaring. So hy sê, die tyd van my verheerliking het by julle gekom. Waarvoor waar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar as wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees, en as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Hoor, kyk gou vir my op. Hoekom dien jy Jahwe? Hoekom dien jy Jahwe? Vir die behoud van jou vlees? Vir jou voordeel van jou vlees? Of hoekom dien jy Jahwe? Eerstens vir wie hy is. Ons dien Jahwe
absoluut vir wie hy is. Ons bewustheid van Jahwe is vir wie hy is, want hy's almagtig, onbeskryflik, alomteenwoordig, die El Elyon, die El Shaddai waarvan die woord praat, die almagtige bo alles, hy is alles. Wat is ek en jy? Niks. Ek wil dit weer vra. BG, wat is ek en jy? Stof. Niks. Hoekom het ons 'n hoop? Hoekom het ons 'n verwagting? Hoekom het jy daar waar jy sit 'n verwagting? Oor iets wat jy is? Oor iets wat ek is? Omdat Jahwe ons liefhet. Dis al. Ek en jy het een hoop, en daarom moet elke kind van Jahwe, elkeen van ons, moet ons so anker in Jahwe se liefde. Dit help, ons is so behept met onsself, ons is so besig met onsself, en ons is so wonderlik, en ons is so oulik, en ons is so, ons is niks. Die enigste rede, kan julle onthou, Deuteronomium 7, Deuteronomium 10, omdat ek julle lief gehad het. Daarom het ek julle uitverkies. Jahwe se hele handeling met Israel, dink maar aan al die eeue van Israel se handeling, wat Jahwe Israel uitverkies het, lief gehad het met hulle werk, met hulle handel. Hoekom doen Jahwe dit alles? Oor een rede, wat sê Eksodus 19, vers 7, omdat ek julle lief gehad het. Ek en jy leef op die gesed, die genade liefde van Jahwe. Ek en jy het 'n hoop op die ewige lewe. Hoekom? Want Jahwe het ons lief. Ek en jy het 'n verwagting vir môre en vir oormôre, want Jahwe het ons lief. Maar Jahwe se liefde word geopenbaar. Geen groter liefde het iemand nie, dat hy sy lewe aflê vir 'n vriend. En daarom is binne die verbondsverhouding van Jahwe, is die vereiste, die aflê van my lewe, om in die liefde van Jahwe te leef. Wat sê my vlees? Oom Piet, wat sê my vlees? Not 10. Ek wil nog gesê, ek wil nog onafhanklik wees, ek wil nog besluit. Dis aan my lewe. Die koninkryk van Jahwe sê, as die koringkorreltjie nie sterf nie, kan hy nie vrug dra nie. Eers as ek en jy sterf en sê, Jahwe, ek is nie vir myself nie, ek leef nie hier vir myself nie, ek is nie vir my eie koninkryk nie, ek is vir 'n wyle hier, vir 'n oomblik. In die week daai begrafnis van daai jong man, 26 jaar. Wie is almal ouer as 26 jaar? Steek hand op. Die meeste van ons. Elke asemteug is 'n genade oomblik. En net so is verby. Maar wat ons dan daarmee doen, en nou kom die belangrikheid, die kern van die boodskap vanmôre dan nou, lewe in Jahwe se goedheid. Daar's 'n fundamentele waarheid, en dis belangrik. Vader Jahwe werk alles. Deur sy liefde werk hy alles tot redding van sy kinders. In Jahwe se liefde werk hy tot redding van sy kinders. Is daar, kan ons dit op 'n groter manier sien as Yeshua se sterfte vir ons? Daar is nie 'n groter bassein daarvan nie. Ek sterf vir julle omdat ek julle lief gehad het. En daar was niks anders. Dit was die ding wat was nodig gewees, dat ek en jy gered kan word. Dit wat in die mens se hart nie eers opgekom het nie. Dit wat die mens nie eers bedink het nie. Was daar 'n mens wat voor die tyd gedink het, ja, as Yeshua vir ons sterf, dan kan ons gered word? Nee. Wat by die mens se hart nie eers opgekom het nie, het Jahwe beskik tot ons redding. Want daar was geen ander manier, daar was niks wat ons sonde kon wegvat, kon bokke en stiere se bloed die sonde wegvat. Wat het dit met die sonde gedoen? Hoekom moes hulle met bokke en stiere geoffer het? Dit is 'n goeie tyd om dit te vra, nou moet ek eers onthou. Hoekom moes hulle met bokke en stiere geoffer het? Wat is die rede daarvan? Die woord sê, daardie bloed het die sonde bedek. Wanneer daai bloed kom en die hoofpriester eendag op die groot versoendag op die 10de van Tisri inkom en hy kom in die allerheiligste en hy vat daai bloed en hy smeer dit aan die horings van die reukofferaltaar en hy vat daai bloed en hy sprenkel dit daar op die versoendeksel, daai goue plaat, daai fokus, en onthou altyd, dit was die kern van Israel se wese, die belangrikste plek in Israel was die allerheiligste, en die belangrikste plek in die allerheiligste, die verbondsark, en die belangrikste plek in die verbondsark was die
Versoendeksel, want dis waar die bloed gesmeer moes word. Van wie is die versoendeksel 'n pragtige profesie? Van Yeshua. En daai bloed word een keer 'n jaar, sodat daar bedekking kan wees van die sonde. Maar dan kom Hebreërs en hy sê, dit kon nooit die sonde wegneem nie. Maar Yeshua moes gekom het dat die sonde wegneem. En dit wat by die mens nie eens opgekom het nie, kom doen Jahwe in sy alwetheid, sonder dat die mens dit bedink het, gevra het of gebid het daarvoor, kom doen Jahwe. Hoekom? Om jou en my te red. Hoor mooi, ek wil hê graag, my gebed is dat jy dit sal snap. Jahwe doen vir jou en vir my goed, voor ek en jy nog daarvoor kon dink of kon vra. Voordat jy nog kon dink, wat is goed vir my? Ewald, jy dink nog, ek dink dit gaan goed wees vir my, ek het dit nodig. Julle Jahwe is ver voor ons, om te doen wat goed is vir jou en vir my. Nie wat ek wil hê nie, nee Ewald, nie wat ek wil hê nie. Want wat ek wil hê en wat goed is vir my is nie altyd dieselfde nie. Maar besef dit daar waar jy nou sit. Jahwe doen al lankal vir jou goed tot jou redding, waarvan jy nie eers weet nie. Wat jy nie eers kan dink nie. Doen hy al klaar. En dis hoekom ek en jy na Jahwe toe kan gaan en sê, Vader Jahwe, my lewe is in U hande veilig. Voel dit altyd so? In ons vlees voel dit altyd so? Nee. In ons vlees spartel ons maar soms. In ons vlees dink ons, dis nie altyd so maklik nie. Maar geliefdes, as daar een gebed is wat ons kan bid, is dit Jahwe, laat U wil geskied. Want hy is al lankal voor ons nog daaraan dink, is hy al besig tot ons redder. Goed, hoekom kan ons op Jahwe vertrou? Hoekom kan ek en jy volkome op Jahwe vertrou? Dit ons nou hanteer het, maar hoekom kan ons op Jahwe vertrou? Weens sy karakter. Wie hy is. Jahwe is getrou. Romeine 8 vers 28, blaai saam so toe. Romeine 8:28. Romeine 8 vers 28. My gebed voordat ons verder gaan is, dat daar waar jy sit, jy sal besef, dit voel nie altyd vir my so nie. Maar Jahwe is vir my goed tot my redding. En ek weet nie eers daarvan nie. Ek besef dit nie eers altyd nie. Romeine 8:28, ons weet dat vir hulle wat Jahwe lief het, en onthou wie is die onderwerp? Jahwe, hy het lief. Ons weet vir almal wat Jahwe lief het, alles ten goeie meewerk. Tot wat? Tot hulle redding. Want dis die hele tema, dis ons doel. Wat is ons doel op aarde? Benny, wat is ons doel op aarde? Want is ons op pad? Ons het een doel. As daai lewe suksesvol is dit een, wat is daai vervulling? Die ewige lewe. Gaan in die koninkryk van my Vader. Nou daai kosbaarheid, as ons dit weet, alles werk ten goeie, Jahwe is besig om te werk. Jahwe werk in jou en my lewe, en hy is besig om te werk in jou omstandighede, in alles, om wat te doen, om sy wil te volbring. En daarom is daai belofte kosbaar. Nou wil ek gou, dis 'n goeie tyd om net seker te maak almal is wakker. Ek wil hê jy moet dink aan iemand in die Bybel wat se vleeslike lewe haglik is, maar dit het ten goeie meegewerk. Op 'n stadium het dit met hom swaar gegaan, moeilik gegaan. Ek gaan nou amper 'n leidraad gee. Nie lekker nie, nie maklik nie. Antwoord gerus, Job is 'n opsie. Dawie. Ook Job. Goed, Job is gekanselleer, wie nog? As jy nou vinnig en iemand wat op 'n stadium eers gaan draai het waar dit nie lekker was nie, maar Jahwe het 'n doel daarmee gehad. Josef is 'n lekker leidraad daai. Josef, kan julle onthou wat sê Genesis 50? Julle het kwaad teen my gedoen, maar Jahwe het dit in goeie laat meewerk. Jahwe se wil. Wat gebeur met Josef? Wat doen sy broers aan hom? Verkoop hom. Eers wil hulle hom doodmaak, kan julle onthou? Dis 'n goeie tyd om net 'n bietjie almal te herinner aan goed, almal sy broers wil hom doodmaak. Watter broer is nou, ek wil amper sê Bybel vasvra. Watter broer sê toe nee, ons kan nie hom doodmaak nie. Goeie werk, Reuben, watter een? Die ou mooi uitstekend, die oudste ene Reuben. Reuben sê ons kan hom nie doodmaak nie. Kom ons verkoop hom. En hulle verkoop hom toe.
En hulle vat sy kleed, julle jongens, wat maak hulle met sy kleed? Hulle slag 'n bokkie. En hulle maak die kleed in die bloed, en vat die bloed vir sy kleed na 'n roofdier moes hom gevang het, en hy's dood. En hier is Josef op pad Egipte toe, en hy kom hier in Egipte, en daar in Egipte word hy verkoop as slaaf, en hy beland in die huis van Potifar, en daar in die huis van Potifar word hy valslik beskuldig, en omdat hy nie toe, of eers gee hy nie toe aan die verkeerde nie, en as gevolg daarvan word hy valslik beskuldig en beland hy in die tronk. En daar in die tronk voel hy die wêreld het van hom vergeet, totdat daar 2 persone opdaag, met 2 drome. Goeie werk, die bakker en die skinker. En julle kan onthou, watter een het oorleef? Die skinker. Dis goed, die bakker droom, hy droom hierdie mandjies, en dan kom die voëls en pik al die vleis, al die broodjies af, en Josef sê vir hom, so gaan jy sterf. Die voëls van jy gaan opgehang word, voëls van die hemel gaan kom en al jou vleis afpik, jy gaan sterf. Maar die skinker sê, hy droom, hy giet weer wyn in die beker van die koning. En hy sê, jy gaan weer herstel word. En wat sê die skinker vir hom? Josef, ek gaan jou onthou. As ek by die koning Farao kom, gaan ek jou onthou. Wat gebeur toe hy by die Farao kom? Hy vergeet heeltemal van Josef. En Josef sit in die tronk. En die jare gaan verby. Totdat Farao 'n droom het. Wat droom hy? Goeie werk. 7 vetkoeie en 7 maarkoeie. Kom uit die Nyl uit, en asof dit nie genoeg is nie, dan kom die 7 maarkoeie en hulle vreet die 7 vetkoeie op en daar bly, en daar net 7 maarkoeie daar bly. En die koning en Farao is bekommerd, en Josef kom en hy sê 7 jaar van oorvloed en dan 7 jaar van hongersnood. En dit gebeur perfek. Maar Jahwe het dit alles, hy hele pad met Josef geloop, sodat hy koning kan word, en wie is op pad na Egipte toe om te kom koring vra? Sy broers. En julle kan onthou die hele verhaal van Benjamin, waar hy, omdat hy weet Benjamin sy bloedbroer is, en sy pa ergens oor Benjamin, oor die beker wat hy in Benjamin se sak sit. Die hele verhaal, totdat sy broers daar saam met hom in een van die troonkamers sit, en hy daai dubbele porsie vir Benjamin gee, en sy seun en sy broers daar sit, en hy homself aan hulle openbaar, en wat is hulle reaksie? Hy gaan ons doodmaak, ons is nou in sy hande, ons wat hom wou doodmaak, ons is nou in sy hande, hy gee net daai bevel en ons sterf. En hy sê, dit wat julle ten kwade teen my bedoel het, dit het Jahwe ten goeie laat meewerk, juis op 'n dag soos hierdie. Perfek. Kan julle onthou vir Daniël? Kan julle onthou vir Esther? Ons kan so deur die tekste gaan. Koning Dawid se lewe. Was koning Dawid se lewe altyd maklik? Hy en sy 600 man het altyd baie gemaklik geleef, sonder enige lewensgevaar en moeilikheid. In die woestyn gevlug as vlugteling, as niks. As dit nie genoeg is nie, word koning Dawid koning. Wie jaag hom van sy troon af? Wie jaag hom uit die stad uit? Dat hy 'n vlugteling moet weggaan uit sy eie stad, uit sy eie troon uit. Sy eie seun. Sy eie seun vervolg hom. Onteer sy vrou en sy buivrouens op die dak. Die gruwelikste goeters wat gebeur. Alles deel, en in daai proses is daar 'n vorming, en 'n vorming, en 'n vorming, en 'n vorming. Hebreërs 7 vers 5. Ek wil net seker maak of dit 5 vers 7 of 7 vers 5 is. Hebreërs, blaai gou saam. Hebreërs 5 vers 8. Hy, al was hy die seun van God, het gehoorsaamheid geleer uit dit wat hy gelei het. Wat beteken dit? Hy, al was hy die seun van God, het gehoorsaamheid geleer uit dit wat hy gelei het. Was Joshua voor die tyd gehoorsaam? Ja, maar daai gehoorsaamheid moes gestalte kry in dit wat hy lei. Dit moes volle vrug gekry het in dit wat hy lei. My en jou gehoorsaamheid moet vrugtevol word in dit wat ons lei, in dit wat ons deurgaan. Gaan deur al die Bybelfigure. Kan Abraham onthou? Wat wou Abraham graag hê? Dis so dubbelsinnige vraag, maar wat wou hy bo alles hê? 'n Seun. En Jahwe sê vir hom, Abraham, ek gaan vir jou 'n seun gee. Hoe lank daarna word Isak gebore? Hoe lank stap hy? Abraham, jy gaan 'n seun hê. Ek gaan vir jou seun gee, 'n erfgenaam gee. En Abraham, hy gaan nie net baie wees nie, hy gaan so baie wees soos die sterre aan die hemel, sand aan die see en die stof van die aarde. Daar gaan baie wees. En vir 25 jaar is daar niks. Vir 25 jaar sit Abraham en wag en daar's niks nie. En so maak julle ken nou die hele verhaal van Hagar en so. Maar daar's niks en dan uiteindelik word Isak gebore. En wat is Jahwe se antwoord wanneer Isak nou net mooi groter word? Gaan vat jy as jy en gaan offer hom.
Abraham, hierdie seun waarvoor hy 25 jaar lank gewag het, gaan offer hom. Wat sou jou en my reaksie gewees het? En ons sien in dit, en die patroon wat ek graag vir u wil wys, is dat Jahwe, draai gou terug. Wanneer Jahwe vir Abraham sê, gaan vat jou seun, gaan offer hom, is Jahwe nog steeds goed vir Abraham? Ja. Jahwe is nog steeds wonderbaar goed vir Abraham. Was Jahwe wonderlik goed geweest vir Josef, toe hy hom oorgee om verkoop te word na Egipte toe? Ja. Was Jahwe goed geweest vir Daniel om in ballingskap te gaan op 13-jarige ouderdom? Jahwe se wil lyk nie vir my in jou vlees altyd goed nie. Maar dit werk tot ons redding. En Abraham se seun Isak word 'n profesie van die grootste gebeurtenis ooit, Yeshua self. Dat die Vader sy seun gee om vir ons te sterf. En is so mooi, so pragtig. Hebreërs 11 wat sê, en Abraham het in Jahwe geglo dat Jahwe selfs uit die dood uit kon opwek en daarom was hy gehoorsaam daaraan gewees. Ek wil gou net Nuwe Testament toe gaan voor ek na die volgende punt toe gaan en vra, noem vir my 'n persoon in die Nuwe Testament wat swaar gehad het. Kyk, dit moet nie moeilik wees nie. Maar dis nou net om daai grysstof daar te kry. Sê weer Dawie? Paulus. Kan julle onthou hoeveel keer is Paulus met hoeveel keer het Paulus 39 houe gekry? 5 keer. Wag, voor ek te vinnig gaan. 5 keer is hy vasgemaak op die plein, sy bootlet afgehaal en het hy 39 houe gekry. 5 keer. 3 keer het hy skipbreek gelei, waarvan hy 1 keer, 'n nag en 'n dag, net gedobber het in die see. Dan sê hy so mooi, te midde van gevare op die see, gevare op die pad, gevare by die stad, gevare in die veld, gevare, honger, dors, naaktheid, al hierdie dinge. In dit alles. Asof dit nie genoeg is nie, dink aan 2 Korinte 12. Dan sê hy, daar was iets wat hom besonderlik gepla het. Die Satan wat hom geslaan het, soos 'n engel van Satan wat hom met die vuis in die gesig slaan. 'n doring in sy vlees. Wat dit was, weet ons nie. Ons weet nie wat dit was nie, maar iets wat hom elke keer, en hy bid, Jahwe, Vader, as dit U wil is, vat dit by my weg, maar dit gaan nie weg nie. En hy bid 'n tweede keer, Jahwe, as dit U wil is, gaan dit weg, en dit gaan nie weg nie. En 'n derde keer, Jahwe, as dit U wil is, vat dit van my weg. Wat is Jahwe se antwoord vir hom? My genade word in jou swakheid volbring. My genade is vir jou genoeg. My krag word in jou swakheid volbring. Want dit gaan nie oor my en jou se gemak nie. Wees gou eerlik. Wees gou baie eerlik. As ons nou, ons vlees, waaroor gaan ons vlees? Oor gemak en geluk en lekkerte. Fransis, waaroor gaan jou vlees? Oor gemak en lekkerte. Ja, Abraham, waaroor gaan jou vlees? Gemak en lekkerte. Hebsug, welle, selfsug, eiewaan. Oom Joop, waaroor gaan oom se vlees? Oor alles wat verkeerd is. Maar oom dien al Jahwe so lank. Oom Joop, hoekom is oom se vlees nog so aktief? Want dis die vlees. En hy gaan so wees tot ons sterf. Maar Jahwe is besig om met my en jou, en my gebed vanmôre, is dat jy kan getuig, Jahwe werk met my. Al sien ek dit nie, al voel ek dit nie altyd nie, in geloof kan jy sê, Jahwe werk met my, het daai slegs met jou gebeur al in jou lewe. Ek wil amper sê, nou weet ek nou nie of ek dit kan sê nie, oom Piet, maar daai tyd toe oom moes gevlug het met die oorgang en die uitdagings en al die goeters en daar in die klasserie gaan wegkruip het, was nie altyd maklik nie, maar Jahwe het oom ook gevorm deur dit. Elkeen van ons, dink maar aan jou pad, wat jy gestap het. Daar dinge met jou gebeur, daar gebeur dinge elke dag nog. Dalk verlede week net iets met jou gebeur. Maar die een ding wat jy kan sê, kan jy vandag met oortuiging sê, Jahwe werk met my. Jahwe die almagtige werk met my. Laurens, Wynand, al voel ek dit nie. Want onthou, my vlees voel anders. My vlees voel anders. Maar dit gaan oor die geloof. Want sê, Jahwe werk met my. En dat ek in daai geloof kan sê, Jahwe, dankie dat U met my werk. En dis juist binne daardie, as julle dan wat goed is, onthou hierdie beginsel, as julle dan wat goed is weet,
om die goeie aan julle kinders doen, hoeveel te meer julle Vader wat in die hemel is, hoeveel te meer sal hy nie aan julle die goeie doen nie. Dis 'n goeie tyd om te vra. As jou kind jou 'n brood vra, sal jy hom nie 'n klip gee. As jou kind jou, nou moet ek self mooi onthou, as jou kind jou 'n eier vra, sal jy hom nie 'n skorpioen gee nie. As jou kind jou 'n vis vra, sal jy hom nie 'n slang gee nie. Dink nou vir 'n oomblik daarin, hoor mooi. As jy, nou kom ons by twee vlakke. Die eerste vlak, doen Jahwe aan ons goed voordat ons nog weet. Aan wie van julle doen Jahwe goed voordat jy nog daarvan weet? Ja, absoluut, volkome. Tweede vraag, as jy dan nog vir Jahwe gaan vra ook, sal hy vir jou die verkeerde gee? Julle jonges, ja, nou wil ek wil sê, al die jonges, almal wat onder 20 is, as Jahwe jou as jy vir Vader Jahwe brood vra, sal hy vir jou 'n klip gee? Nee. As jy vir Jahwe 'n vis vra, sal hy vir jou 'n slang gee? Nee. As jy vir hom 'n eier vra, sal hy vir jou 'n skorpioen gee? Nee. Dit wat ons vir Jahwe vra, tot ons redding, onthou wat sê 1 Johannes 2, alles wat julle vra volgens my wil, dit sal ek vir julle gee. Het help nie ek vra vir Vader Jahwe môre, ek wil 'n mooi rooi fiets langs my bed hê môreoggend nie. Maar ek kan vir Jahwe vra volgens sy wil. En dis baie, baie belangrik. Daarom daar moet 'n bewustheid by ons wees van 'n groter werk van Jahwe. Want ons is so vasgevang in hierdie aarde. Ek het nou iets, ek wil dit hê, en ek wil gemak hê, en ek wil dit hê, en ek wil dit hê. Maar ons moet bewus wees van 'n groter werk van Jahwe in ons lewens, om ons te verander elke dag van ons lewe. Ek wil net vinnig hier deurgaan. Ken Jahwe se karakter? Herinner Jahwe aan sy beloftes. In geloof. Herinner Jahwe, dis 'n geweldige belangrike een, herinner Jahwe aan sy beloftes en aan die kosbaarheid. Blaai gaan na Daniël 3 toe. Daniël 3. Nebukadneser maak 'n beeld. En hy sê almal moet vir daai beeld buig. As die musiek begin speel, moet almal voor hom buig. Wat gebeur met jou as jy nie voor hom buig nie? Jy word doodgemaak. Vers 17. Kom ons lees vanaf vers 16 af. Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord aan koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop te antwoord te gee nie. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie. Laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie. En die goue beeld wat hy opgerig het, nie sal aanbid nie. Hoe geweldig is dit wanneer jy daai oomblik staan voor hierdie wêreldheerser en hy sê, doen dit of jy sterf. Dit is eenvoudig, doen dit of jy sterf. En dat jy daai oomblik kan sê, ons bid tot ons God en as hy ons wil verlos, dan sal hy ons verlos. Maar koning, laat dit aan jou bekend wees, dat ongeag wat gebeur, of Jahwe ons verlos of nie, ons sal nie voor hierdie beeld buig nie, want ons dien die lewende God. En wat gebeur met Sadrag, Mesach en Abednego, wanneer hulle daar, voor dit gebeur, toe hulle sê, nee, ons sal nie, wat doen die koning, hy word vies, wat maak hy met die vuur? 7 maal warmer. Dat selfs wanneer daai kragtige manne, wat hulle vat en hulle gryp en hulle in die vuur gooi, dat hulle verteer word deur die vuur, en dan dat die koning op 'n stadium inkyk, en sê, maar het ons die 3 manne in die vuur gegooi, nie, hoekom is daar nou 4 wat saam wandel in die vuur, en die 4de een is soos 'n hemelleger, soos 'n hemelseun, soos 'n Ben-Hail, die seuns van God?
En wanneer hulle uitkom, dan sê die woord, daar is niks van hulle geskroei nie, niks het skade gelei nie, die reuk van die vuur was nie eens op hulle nie. Want by Jahwe is alles moontlik. Die vraag is net, dis Jahwe se prerogatief, want was daar baie wat met hulle lewens moes betaal vir hulle geloof? Ja. Ek en jy hoor nou baie mooi. Ek en jy het nie altyd beheer oor wanneer Jahwe ons wil uit die doodheid verlos en wanneer nie. Kan julle daai priester Tetzel onthou? Stetzel? In Martin Luther se tyd? Die een wat so, ek wil nou nie herhaal as almal dit nou, terwille van die wat nou nie kan onthou nie. Die vagevuur was 'n leer gewees in die Katolieke Kerk vroeër jare, dat as jy sterf, dan beland jy in die vagevuur. Sê nou maar jou lewe was nie heeltemal reg nie. Dan gaan jy eers vagevuur toe. Dan vertoef jy in die vagevuur, totdat jou geliefdes, so, Andrie, kom ons sê, jou saak was nie heeltemal alles reg nie, daar was nog, volgens die Katolieke Kerk, daar was ruimte vir verbetering. Dan beland jy in die vagevuur waar jy klaar brand, jy word klaar gepynig. Dan gaan hulle na Wilna toe en sê, hoor hierso, jy kan sorg dat jou man uit die vagevuur uitkom, want daar waar hy nou is brand hy. En hulle het letterlik gegaan na die mense toe, hulle het bymekaar gemaak, vuur gemaak, en ek dink in daai rolprent liter, beeld hulle dit baie mooi uit, letterlik het hulle dit gedoen, maak 'n vuur, vat jou hand so oor dit en sê, dis wat jou geliefde nou voel. Nou, hoe voel jy as jy jou hand nou oor die vuur hou en hy brand? En hy hou hom daar. En hulle sê vir jou, dis jou geliefde. Wilna, dis wat Andrie nou ervaar, elke oomblik van daai pyniging, al wat jy nodig het om te doen, gee net vir ons R10.000. Wat gaan jy doen? Jy gaan jou bene afhardloop om daai geld te kry. Stem julle saam daarmee? En dis wat hulle gedoen het. En hulle het skatryk geword in daai koffers, en hulle het op so mate nog digterlik ook gedoen om te sê, wanneer daai geld so klingel in die kas, dan klingel die poorte van die hemele oop vir jou geliefde. Hoekom ek dit sê? Hoeveel gelowiges is terwille van die evangelie daai tyd doodgebrand deur die Katolieke? Baie. Wat uitgemaak was as ketters, wat op brandstafels met hulle lewens betaal het. Julle, dit was onbeskryflik. Die afgryse was so groot. Kon Jahwe almal van hulle verlos het? Hy kon. Het Jahwe hulle verlos? Ons kan nou redeneer oor hoeveel het hulle gevoel op daai brandstafel, julle, dit was pyn, dit was seer. Maar Jahwe se genade was nog steeds met hulle. Hoe dit, of daar iets is soos Stefanus, julle kan onthou wanneer hulle Stefanus doodgooi met klippe, dan kyk hy op, hy sien die heerlikheid van Jahwe, sy glans, sy gesig. Kan julle, bly goed aan die Handelinge toe. Bly goed aan die Handelinge toe. Of daar 'n vorm daarvan is, weet ons nie, maar ons weet wel, dat daar geweldige dinge gebeur het. En hierdie Handelinge 6, lees hoor gou daar vers 15. En terwyl almal wat in die raad sit, hulle oë stip op hom hou, sien hulle dat sy gesig soos die gesig van 'n engel was. En dan word hy skuldig bevind en dan staan hy voor die volk en hy verdedig homself. Nou blaai ons daarna vers 57 toe. Maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos die een wat hom aangestorm, en hulle het buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig, en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. Wie was daai? Paulus. Vers 59 nou belangrik. En hulle het Stefanus gestenig terwyl hy Jahwe aangeroep het, en Jahwe Yeshua, ontvang my gees, en hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Jahwe, reken hulle hierdie sonde nie toe nie, en met die woorde het hy ontslaap. Hoeveel, die eerste martelaar, hoeveel
daarvan ervaar word, hoeveel Jahwe dit spaar, ons weet nie. Maar ons weet daar's duisende wat moes sterf vir die evangelie. En daar's duisende wat 'n offer moes bring vir die evangelie. En daar's baie, ek en jy word vandag ook gevra om offers te bring vir die evangelie. Tot wat? Tot redding van ons siele. En ek wil daarmee afsluit, Jahwe se goedheid. Kom ek vra eers dit, is Jahwe goed vir ons? Lewe in Jahwe se goedheid, amen. Beteken dit net lekker dinge gebeur met my? Want, kom ons kom net gou na die praktyk toe, en ek wil nie te lank daarby stil staan nie, maar, gaan jy getoets word? Om vrugte kan dra, gaan jy getoets word. Gaan jy die ideale persoon trou wat wonderlik is en alles wat jou lekker gaan toets na die tyd? Gaan jy die een trou wat jy dink perfek is, wat jou nooit gaan toets nie, wat vir jou die antwoord op al jou probleme is, en dan vind jy uit not te heng, dis jy die een wat jou knoppies druk. Dis wat gebeur, want ek moet leer om lief te hê. En dan kom die kinders, en dan alles wat gebeur in my lewe, en ek skryf toets, en ek word getempteer, en ek word toetslankmoedigheid, en al die goeders, en ek kry beproewinge, en uitdagings, en stryd, en worsteling, en al hierdie dinge gebeur met my, en soos gister praat ek met iemand, en ek wil sê tot eer van Vader Jahwe, gister praat ek met iemand, en hulle sê vir my, weet jy wat, as ek vroeër, as ek in 'n plek ingestap het, en hulle help my nie, het ek my stem verhef, en ek het duidelik gemaak wat nie reg is nie. Ek sê, en as mense, ek maak nie 'n moordkuil van my hart, het nie 'n moordkuil van my hart gemaak nie, ek het mense gesê wat ek van hulle dink. En as hulle vals is, dan sê ek vir hulle is vals, hulle lieg, en hulle bedrieg, en hulle doen al hierdie dinge, en ek sê dit vir hulle. Maar ek doen dit nie meer nie. En Jahwe het my hart verander, om vrug te dra. En toe vertel hulle nou vir my van hoe hulle in 'n situasie beland het, waar hulle toets skryf, hulle verkoop, ek wil net terwille van praktiese voorbeeld vir hulle verkoop 'n eiendom, en hulle is afhanklik dat hierdie koop moet deurkom, maar die papiere moet deur een of ander bureaukraat se tafel gaan, en die papiere het op die tafel beland, en toe in die tussentyd is die werk nie gedoen nie, toe beland daar nog 'n hoop papiere bo-op, en daar lê die papiere heel onder. En hierdie ene brand om hierdie koop deur te kry, want as hierdie koop nie deurgaan nie, is hulle diep in die moeilikheid. En uiteindelik kom hulle daar, en haal die papiere onder die hoop uit, en die van, ekskuus, ek het nie geweet nie. En ek het daai tyd 'n keuse. Vloek en skel ek, soos wat ek altyd sou doen, of sê ek, Jahwe, help my. Maar hoor nou dink ek en jy, nou is dit afgehandel. Mevrou, meneer, ons gaan hierdie papiere vir jou uitsorteer, alles is reg, ek gaan terug, hier's wonderlik, is afgehandel, ek is so dankbaar daaroor. 'n week later, dis daar nog niks gebeur nie. Ok, ek het nou Jahwe se manier geprobeer, nou is dit my beurt. Nou gaan ek vloek en skel. Nee. En dit word weer uitgesorteer, en uiteindelik. Want onthou, baie keer dink ons hoef net een keer toets te slaag. Ek het nou die toets geslaag, dis nou gaaf, dis nou lekker maklik, dis nou oor. Nee, partykeer gebeur dit weer, en weer, en weer, en weer. Maar die een ding, julle, maak nie saak wat oor jou lewenspad kom nie. Of dit beproewe, of dit lewensgevaar is, of dit wat ook al is, of dit Daniel is, of dit Josef is, of dit jou papiere is wat op bureaukraatse tafel lê, of dit wat ook al is. Jahwe het 'n groter plan met jou en my lewe. Ek en jy leef in die goedheid van Jahwe, wat hy al hierdie dinge ons besig is om ons te vorm. En alles gebeur, en jy weet nie eers nie, toe jy 5 jaar oud was, en toe jy 10 jaar oud was, het jou pa of jou iemand iets geleer of gevorm, en toe jy 15 was en 13, en so gaan jou lewe aan. Jahwe is besig om jou te vorm, en dan trou jy nog, en jy dink, ek het die verkeerde maat getrou, want vir my maat is dit belangrik, en vir my is dit belangrik, en voel ons trek uit mekaar uit, dan is daar een ding, ek het gesê, ek gaan my maat, kon nie wat jy beloof, wat gaan jy doen? Jy gaan haar vir Jeanette lief hê. Dan doen ek dit. Want daar seën in daai gehoorsaamheid aan Jahwe. Oom Piet, en dan kom ek waar my vlees wil oorneem, en vloek en skel en beklei, en dan het ek 'n keuse, en ek sê, ek gaan Jahwe gehoorsaam wees. En dan beland ek in omstandighede wat nie altyd maklik is nie, en ek sê, Jahwe werk met my, hy is op pad met my iewers heen, want hy is die lewende God. Dus nou is ek ver van die kamera af. Die vraag nou, wat gebeur in jou lewe? Kan jy sê, al hierdie dinge, ek leef in die goedheid van Jahwe. Al is dit nie altyd vir my vlees lekker nie. En ek het werk om te doen. Daar's aspekte van my lewe wat ek agterweë laat,
Daar's aspekte van my lewe wat ek selfsugtig raak, wat ek eiewillig raak, wat ek gemaklik raak, wat ek sê, basta met BG. Hy wil mos vir my sê, ek is dit en dit en dit. Dalk is dit jou lewensmaat, dalk is dit kinders, dalk is dit jou buurman, dalk is dit wie ook al. Om te wandel in die genade van Jahwe, is om te wandel volgens die karakter van Jahwe, volgens die beloftes van Jahwe, tot verheerliking van Jahwe. En ek sluit daarmee af. Elke woord, elke tree, elke gedagte. As ek en jy sê ons leef in die goedheid van Jahwe, leef ons tot verheerliking van sy naam. Dis ons vraag. My gebed vanmôre, geliefdes, is dat Jahwe in elkeen van ons se lewens, van Tannie Annelisa agteraf in die hoek, Wynand tot hier voor by jou, dat Jahwe regtig in jou en in my lewens verheerlik sal word. Kom ons staan, dan bid ons saam. Vader Jahwe, dankie dat hier waar ons staan, ons kan getuig dat ons lewe in u goedheid alleen. En Vader Jahwe, 'n goedheid wat nie net tydelik vir 'n oomblik is nie, maar tot in alle ewigheid is. En Vader Jahwe, so dankie dat ons 'n verwagting het, so dankie dat daar in ons harte brandenheid kan wees, dat ons behoort aan 'n koninkryk wat nie net vir 'n wyle is en dan eindig hy hier op aarde nie, maar Vader Jahwe, ons behoort aan 'n koninkryk tot in alle ewigheid, dat ons 'n ewige hoop het. Vader Jahwe, dat dit wat vir ons voorlê, wat vir ons geanker is in Yeshua, so kosbaar is, dat ons dit wil vashou met alles in ons. Vader Jahwe, help ons dat ons nie sal wandel volgens ons vleeslike begeertes nie, maar volgens die hoop wat ons in ons dra. Dankie dat ons dit mag vra. Dankie dat ons saam met daardie skare kan uitroep Hosanna vir die seun van Dawid, vir hom wat gekom het, gesterf het en opgestaan het, opgevaar het en sit aan die regterhand, wat reeds oorwin het, hom wat lewe en hom wat terugkeer om ons te kom haal, sodat ons kan wees waar hy is. Al die lof, al die eer kom u toe. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, terwyl ons so staan, kom ons hef ons hande op, en ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.